Daar's 'n uur in almal se lewens wanneer die dood jou in die gesig staar. As dit jou tyd is dit jou tyd, so praat ons. Maar daar's tog mense wat hulle lewens daaraan wy om ons tyd op aarde te verleng. Hulle staan tussen ons en die dood. Christian Barnard is legendaries. Die hartpionier bereik in die oggendure van 3 Desember 1967 letterlik binne ure wêreldroem. In hierdie reeks ontmoet ons die mense wat sy werk laat voortleef. Die wenspan is deel van 'n storie wat in midde van spanning in die komende weke gaan ontplooi. Ons span het 'n lewensdoel om hierdie wêreld 'n beter plek te maak deur lewens te red. Ons hoofkarakters is 'n projekbestuurder, 2 hartchirurge en 'n kinderchirurg. Hulle vorm die kern van 'n droomspan. Baie ander lede van die span en pasiënte neem ook deel. En dit is 'n beloning op sigself as dit die oomblik wat hulle begin gesond word, né? Dit is regtig 'n amplike, sublieme tipe van vervulling wat jy nie aan enige iemand kan beskryf nie. Ek het te veel simpatie of empatie. As jy my 'n storie vertel, ek is so betrokke met jou storie. So ek wil net vir hulle sê baie dankie. Dis iets baie groot wat hulle vir ons doen. You don't want to become a doctor? No. Why not? No. Having a fun day with all our family. Ek wil posisie of jy gaan praat. Ja, ek gaan praat. So Amy was diagnosed with hypoplastic left heart syndrome. In simplistic terms, without going into too much detail, the left side of the heart, which is actually supposed to be the stronger part of the heart, just didn't function. Tiaan het sy hart verloor. Hy en Michelle gaan trou. Sy familie kan nie wag om haar deel van die familie te maak nie. Nee, ek het al gewonder wanneer hy 'n vaste meisie gaan kry. Maar toe hy het vir Michelle ontmoet en hy het dadelik geweet dat dit is die persoon wat hy mee wil trou. Ek het dieselfde gevoel oor Kobus ook. Ek het hom ontmoet en die volgende dag te vra oom vir my, wie jy ontmoet, toe sê ek het ontmoet die man wat ek mee gaan trou. So ek dink Tiaan was baie dieselfde as ek. Het jy 'n paar van hom gehou van Kobus? O, baie. Ek het nou in die motor gesit en gesels ons toe sê hy was fantasties. Jy weet, ons het 'n vreeslike uitgebreide familie, jonk, oud, alles. En Kobus kon gesels met die oumas, net so goed met die jonges en kuier met die jong klomp. En met almal het hy goed oor die weg gekom. En ek dink so 'n man wat so goed oor die weg kom met almal is 'n man wat mens moet waardeer. Maar daar is sekere geleenthede in 'n mens se lewe wat jy nie vergeet nie. Dit word ingeprent in 'n mens se brein. En ek kan onthou die eerste keer wat ek vir haar ontmoet het. Toevallig van alle plekke was dit in Pretoria. Ons is beide Kaapenaars en ons het mekaar in Pretoria ontmoet en daar was vir my 'n onmiddellike aanklank in terme van kameraadskap en ek dink dit is baie belangrik om eers te kyk na sulke goed. Verliefdheid is 'n ander komponent en element van 'n mens se lewe. Hoe voel jy oor jou nuwe skoondogter? O nee, sy's wonderlik. Ek het net nou met Kobus gepraat in die kat, toe sê sy's 'n gasie van ons dam. Sy is deel van ons, sy is ook Afrikaans sprekend en jy weet sy's familie vas, familie is belangrik vir haar, wat ook vir ons baie belangrik is en ons het baie goed ingeskakel by haar familie en sy pas ook lekker in by ons. So en sy is die regte meisie vir Tiaan. En nee, dis wonderlik om haar hier te welkom in ons familie in. Paulo kry swaar. Hy het 'n hart nou dringend nodig. Dis my huis, ja. En dan jou kinders alles hier om jou. Ja, en die landsan is ook vir die huis wat ons hier al die jare mee gebly het. Ja. En toe het nou pas aftree, het ons nou die huis. Happy to see my family laughing, giggle, dancing. Is dit? Having a fun day with all our family.
Dit is nou jou agterkleinkind, Ja, is my agterkleinkind. En hoe voel jy oor sy oor hy wat nou siek is? Ek voel baie sleg daaroor, baie seer. En hy is nog baie jonk. En hy is altyd die baie prater. Ja. Maar ek kan maar nou iets sê, dan gaat hy vertel Brian wat het jy gesê. Ja. Hy is altyd so mens. Ek kan dit nie glo dat het regtig so is. Maar glo jy aan hartoortplantings? Dit is die suurste ding wat ek aan wil graag hê. Ek wil nie eens dink daaroor nie. Ja. Maar baie keer is dit darm 'n uitweg, né? Ek hoop so, want dit is die eerste keer dat ek so dink. Ja. Weer van iemand wat sy hart oorgeplant word. Ja. Dat is seer. Maar dit is maar deel van die lewe. Ons sal alles doen om Ja. hom te, jy weet. Ja, maar ek sal baie dankbaar wees. Hy is 'n seentjie, hy wil graag met maat speel, hy wil graag by die skool wees met ander kinders. En nou kan hy nie en ons wil dit nie van hom wegvat nie. Ons wil graag hy moet dit hê. Ja, natuurlik. So hoe voel jy oor 'n hartoortplanting? Is jy heeltemal gelukkig daaroor? Dit is 'n moeilike ding om te besluit het, né? Dit is 'n verskriklike moeilike ding en in die begin was ek soos in glad nie gelukkig daarmee nie. Nee, ek kan dink. Ek het gevoel dit kan nie al uitweg wees nie. Maar tot ek gesien het die dag wat hy baie siek was en wat ek self gevoel het dat ons vir hom gaan verloor as ons alles probeer nou nie. En soos ek sê, ek hoop nog altyd dat die medikasie wat hy nou op is en alles vir hom sy hart gaan sterk maak en dat hy weer normaal kan lewe net met die medikasie. Maar as dit kom dat die medikasie nie kan werk nie, gaan ek so ver gaan as 'n hartoortplanting want ek wil my seun gesond hê. Vir my is dit net wat vir hom gaan in die lewe hou. Ek gee nie om nie of dit hartoortplanting gaan wees of dit sy wat gaan wees nie, solank dit net gaan wees hy gaan lewe. Want hy is soos my kind. Ek is baie lief vir hom. Ons het dit agtergekom nie. Want Desember was hy nog als 'n mens wat nooit gespeel het nie. Hy wou nie gestuur word nie. Hy is net moeg. Hy klaar net, hy is moeg en ons het agtergekom dat hy is siek. En dit is nogals iets wat vir my baie seer maak omrede ons dit laat ontdekken of die dogter dit ontdekken waar ons dit nie gesien het nie. What makes you happy, Paulo? Happy because of my family. Yeah. Having a great time. And going places when we never go to places, nice places. Like what places? Going swimming. Oh, swimming, yeah. And having a great time. And like Christmas, sitting on a big table, eating food, having great times and presents. Dat tye soos die, dan vat ons mekaar saam. Ag, dis fantasties, né? Ja. Ja. So jy gaan baie keer saam hospitaal toe? Ja. Ek het eendag sommer gehike toe ek hoor hy word hulle gaan vir hom doen die volgende dag. Toe ek so geskrik toe ek sommer gehike Kaap toe. Hoe het jy dit reg gekry? Gaan staan in die pad? Ek staan in die pad en toe kry ek gehike hulle tel toe sit by hom in die hospitaal. Nooit het hulle jou opgetel? Ja, ek het hulle. Wie het jou opgetel? Het was van die mense wat konvooi karre ry. O, is dit? Ja. Toe kom jy betyds daar so. Toe kom ek betyds tel toe ek al Kaap by hom. Kan jy vir my verduidelik in eenvoudige taal wat is fout met hom? Goed, Dr. Liesel Andrag, sy's 'n pediatriese kardioloog, met ander woorde sy kyk na kinders se hartprobleme en sy het vir my verduidelik, hy het die diagnose is gedilateerde kardiomyopatie. Nou die naam sê eintlik alles, want gedilateer beteken vergroot. As jy gedink aan gedilateerde pupille, dis pupille wat vergroot is, so dis vergroot.
Cardio is hart, myo is spier en pathie is afgelei van patologie, wat beteken daar's ergens 'n fout. So as jy dit alles bymekaar sit, dan sit vergrote hartspier siekte. Nou, hoe gebeur dit, of wat gebeur daar, is dat die linker ventrikel, en om dit makliker te maak, gaan ek praat van die linker pompkamer, wat die heel belangrikste kamer van die hart is, eintlik wat die liggaam betref, want die bloed moet van die linker pompkamer uitgepomp word, deur die aorta, na die brein, en na al die organe, na die hele liggaam. So as die linker pompkamer nie reg werk nie, dan kry die hele liggaam nie genoeg bloed nie, en nie genoeg suurstof nie. Nou, wat gebeur as die linker pompkamer vergroot? Hy rek uit, soos 'n ballon wat uitgerek is. So hy word al hoe groter, die wande raak al hoe dunner. Die hart het 'n baie interessante vorm en dit is konies. So die hart loop met 'n punt na die onderkant toe en die hart klop nie net so nie. Die hart wring styf en hy verslap. En hy wring en hy verslap, want so pomp hy die bloed uit. Maar as die hart nou vergroot is, die linker pompkamer is dramaties vergroot, dan het hy nie meer 'n koniese vorm nie. Nou het hy 'n ronde platform aan die kant en hy kan nie meer daai wringaksie uitvoer nie. So 'n gesonde hart pomp die bloed uit van die linker pompkamer na die hele hart en hy met een pompslag pomp hy so wat 60% van al die bloed wat in die pompkamer is uit. Paulo se hart is so gerek en die samentrekking is so flou en swak dat dit minder as 10% van die bloed wat in sy linker pompkamer is kan uitpomp. Kyk, jou hart is so groot soos jou vuis, so dis nou bietjie groter as wat dit behoort te wees, maar verbeel jou, my vingers is my hartspier. Om hierdie, as dit klein is, dan kan ek dit druk. Ek het 'n greep hierop. Maar as dit 'n groot hart is gestel, hierso is 'n sokkerbal in my hand. Ek kan nie 'n greep daarop kry nie. Ek kan dit nie druk nie. En dit gee jou 'n idee hoe swak die hart, hy kan amper nie 'n greep op homself kry om te pomp nie. Nou probeer die liggaam kompenseer, want hy wil graag nog bloed hê. Nou klop die hart vinniger, maar dit is sulke swak samentrekkings, swak, flou samentrekkings. En as dit ook te vinnig raak, dan gaan die kind in hartversaking. En dit is wat met Paulo ook gebeur. Hy begin hartversaking te ontwikkel, want jy kan nie op die langtermyn lewe met 'n hart wat groot is en flou klop nie. Nou, die meeste dokters het gesê hy gaan nie 6 maande maak nie, en hy is vandag al 4 jaar oud, so. Ja. Onthou net, dis 'n congenitally corrected transposition, so niks gaan sit waar dit normaal sit nie. Is dit okay as ek begin? Laaste toe ek julle gesien het, was dit maar 'n spanningvolle uur, maar julle het nog daar gesit en met my gepraat. Ek dink is net, ons was baie gespanne gewees. Ek dink wat in die agterkop het jy nog steeds geweet, jou kind lê daar in teater, hulle is besig om hom op te opereer. So ja, dit is baie anders gewees toe as nou. Ja, mens moet maar altyd in jou agterkop dat dinge nie kan reg uitwerk nie. Ek meen, ons het aan die begin met sy geboorte het ons baie negatiewe kommentaar gekry op sy diagnose. So dit is dis maar 'n bietjie jy het maar altyd in jou agterkop dat dinge nie gaan uitwerk soos wat jy hoop dit gaan uitwerk nie. As jy veral as jy daar sit en jy weet dit is nou op daai punt waar daai operasie gedoen word. Ja. Eers toe hy 2 weke oud is, ek het hom apteek toe gevat net vir 'n check-up en toe vra die suster vir my, maar hoekom al hy so swaar asem? Toe sê ek van my, ek het dit agtergekom by die huis, maar dis einde van Januarie, so dis warm. Toe sê sy, nee, ek moet hom by die dokter uitkry, want of hy het longontsteking, of was iets fout met sy hart. Toe dink ek nog, maar hoe kan 'n suster vir my sê dat iets fout met sy hart, as hy al sy toetse volpunte gekry het, toe hy gebore is in die hospitaal. En toe het hulle 'n klomp toetse gedoen, en toe het hulle agtergekom, maar daar is iets fout met sy hart.
Ja, daar sit nou daar. Sit dan net maar. Die hele familietjie nou, né? En daar's vir die oom. Daar's Regard. Regard, sê vir my, was dit seer die operasie? Nee. Niks seer nie. Nee. Hoe dit gevoel? Ja, die oom praat vir die oom en praat met die oom. Hoe dit gevoel die operasie? Lekker. Lekker. Ja. Ek het vir my boetie in die hospitaal gaan kuier. Is dit? Oom? Ja? As ek sê dan gaan ek ook 'n operasie. Wat sê jy? Hy gaan ook nog 'n operasie hê as hy sê. Ja. Wil jy gaan nog 'n operasie hê? Ja. Hoe oud is jy nou, Regard? 4. 4 jaar. Ek 6. Is jy 6? En jy is in graad 1, Ja. né? Wat wil jy eendag graag word? 'n polisieman. Ek wil ook. Nee, ek wil 'n brandweer. Wat wil jy 'n polisieman word? Ek wil 'n polisieman wie kan brandweer. Ja, ek gaan 'n brandweer. Wie nie dokter raak soos. Wil jy nie 'n dokter word nie? Nee. Ook ek wil dokter. Wil jy dokter word? Ja, ek wil polisie. Ja, ek gaan ook doen. Okay, ek het ook. Jy moet nou jou mind opmaak. Wat wil jy word? Ja, besluit wat jy wil. Nou besluit. Dokter. Wat sê jy? Dokter. Wat gaan jy doen? Wat 'n dokter gaan Wat 'n dokter gaan jy raak? Sê vir hom. Sê vir hom wat 'n dokter. Dokter. Ja, dokter. Ek gaan dokter Regard. Alright, vertel vir my 'n bietjie van hierdie groep wat hulle noem. Een van dit is die CHD groep, dis 'n congenital heart disease groep. Een van die ma's het dit begin in die hospitaal want sy sê jy kom daar, jy ken nie, maar jy sit maar op jou eie saam met jou kind daar. Jy is in hierdie ingegooi in hierdie situasie van jy weet nie eintlik wat gaan gebeur nie. So en sit sy die groep begin deur sy wat as jy 'n ouer ontmoet by die hospitaal dan sit sy die ouer op die groep en so die groep net meer en meer geraak. So dis 'n lekker groep want dis ook jy ontmoet mense wat in dieselfde situasie as jy is want jy het 'n klomp vriende maar hulle het nie dieselfde kind met so 'n situasie as jy nie waar daai groep al die ma se kinders is hartpasiënte so hulle weet waartoe jy gaan deur daar te sit vir 4 tot 6 ure en te wag dat jou kind uit teater uitkom. So dis 'n baie oulike groep om by te wees. Maar julle het nog nie die program gekyk nie, is julle 'n bietjie sien by agtergrond te kyk. En 'n mate 'n bietjie want ek dink soos ek vir hom ook vertel het is jy los jou kind by die teater deur en jy kry hom weer in ICU. So jy weet nie wat agter die deure gebeur nie. Nou soms voel ek dis dalk goed dat jy nie weet wat agter die deure gebeur nie. Maar soms dink ek moet jy dalk weet wat agter die deure gebeur want soos ek het baie terugvoering gekry van mense op daai groep wat dit gekyk het en gesê dit was vir hulle lekker om dit te kyk want nou weet hulle ook wat agter die deure gebeur as wat net waar jy net jou kind los en weer gaan kry. Baie dankie. Daarom hè. Ek is bly ek kan vir jou so gesond sien, hè? Wat het jy gesê van die woord? Oh, dan is dit. Dis 'n ander rustig weer. So Amy was diagnosed with hyperplastic left heart syndrome. In simplistic terms, without going into too much detail, the left side of the heart, which is actually supposed to be the stronger part of the heart, just didn't function. We just take every moment at a time, so we don't talk about months, we don't talk about weeks. We used to talk about days and successful days. Until recently, obviously with the further complications, we now talk about hours. And it's all about how good was Amy's last hour. My emotions are definitely run by how Amy's feeling. If she's feeling good, then I feel good and I feel like I can cope and I can push through and I can conquer anything. When she's not feeling well, it really does put a knot in your stomach and you feel this horrible heaviness and it's very difficult, but then you kind of have to get into focus mode and push through and be like, okay, I can't control what is happening to her body, but these are the things that I can do.
And one of those things for us has been creating awareness about her situation and about organ donors. So that's currently how I deal with it. I do get scared and I do sometimes doubt and I do think about the unthinkable, but I try and limit that a lot because I know that it will affect how she's feeling because she will feed off my anxiety. Your heart is sore, my baby. Just relax and just chill, okay? Yeah, it's not a good thought. It really isn't a good thought. But I hope to God one day, or out there somewhere, someone sees this and they see that when death comes, there can be life though. It doesn't just end there, and that person that they love continues to live, albeit through another person or another family, and that would then affect millions of people out there who hear the story saying one person's brave decision at the moment of the worst moment of their life, all right, saves not just one little girl, but gives a whole bunch of people hope. And it affects hundreds and thousands of lives. I think looking at the positive side of that, and I must just tell you that we were sitting in Cape Town and I was considering the big question about putting your own child on the heart transplant list or the donor list. And I messaged Tash and I said, Tash, do you realize the enormity of the question we're asking people to do? So I said to her, Amy's very sick. She's got a very bad heart, but her other organs are fine and they can be used to help someone else. And I said, Tash, what do you consider that? Would you put her on the list? Would you put her on the donor list? Knowing that if you lose her, all right, it could help other people. And I think both Tash and I, once considering that question, it was, we put ourselves temporarily in a position of other people who have to make that decision. And both of us, although hard and considering the decision at that point in time, all right, we both said yes. And we both included Layla, who's our little baby. And understanding that that's the decision that we may have to make very soon unless a new heart comes. And it's a very difficult decision, man. And it possibly will be the most difficult decision we've made, all right? And it is going to be the most difficult decision someone out there, mom or dad, as a couple, will have to make. Ons plant 'n roos met die naam Amy om Amy se lewe te vier. 'n Nuwe hart sou vir haar 'n nuwe lewe geskep het. To my little girl, to Natasha, to Layla, to my entire family, and to all of you. We've all got options in life. At every point in our lives, we've got a decision whether we move forward, or we stay where we are, or we kind of make our lives better by learning from those who came before us. And I personally, I don't know if you guys have come to the same conclusion I have, I am going to laugh a lot. My goal is to make Layla smile as much as she can, the people around me to do the same, because that's what Amy did for me. Her journey of 5 years was full of happiness, full of immense laughter, and in between there, even the hospital visits, there was a lot of smiling, a lot of happiness, a lot of people that she touched. So we've been kind of given the honor to be her parents, and it was a short honor which we had, but it felt like a lifetime. So moving forward, guys, just smile. Live life, because we all know it's exceptionally short and we know how sad it is, but keep your heads up high and let's keep on moving ahead though. That's the most important thing. And I will see my little girl one day, and even though she kept on asking us whether we're going to be hot dogs in heaven or toilets in heaven, you know, hopefully she can give us our first hot dog when we reach heaven one day. So she's of the firm opinion that our bull terrier Boris, who we had before Amy, that's Amy and Boris are sitting in heaven.
playing around and having fun, and one day she's going to go see them. Want ek wil nog steeds 2 ure saam met die mense chill. Ek's game, dit is my trou, my jou trou. Dit is my trou. My trou. Jou trou. Ons troue. Dis ons troue. My ma was baie down on the ground, down to earth. En sy het mos die hartkleppe ook gemaak. Ja, vertel my van die hartkleppe. Ja, sy het hier in hierdie kamer gesit en sy het die hartkleppe se ringe het sy met materiaal omgewerk.